baie welkom, julle lyk 'n bietjie min. Ek het naweek gou weggespoel of so iets. Die Here het vir ons geseën met wonderlike reën.
Ek gaan nie alles herhaal nie, julle het gesien die lys van die verlede, ek wil net die naam byvoeg van Toby Skols, relatief jong ou, wat skielik gister haar kondisie opgetel het ernstig, hy word vanoggend ondersoek en sal dan mediese ondersoeke gedoen word. Dan wat baie belangrik is die, waar is ons nou op die lys, dat ek net gou, waar is ons maartlys, ja, asseblief, Marianne. Kom ons kyk hoe lyk maart, kan jy glo, ons is by die 3de maand van hierdie jaar, hy is nog vir ons nie, daar sy, goed. Ons gaan vandag terug, maar sy, is weer welkom. Dan ons gaan vanoggend na die diens gaan ons Kroonster toe. Kan jy vir my terugvat, Marianne, asseblief? Ons gaan Kroonster toe en dan Woensdag. Dat ek my sy sukkel met hom. Woensdag vra Isaan dat 5:30, almal wat enkel lopend is en so koop 50 is, moet kom saam kuier. Sy wil so 'n single klap begin. So, almal wat single is en oor die 50 is, moet Woensdag by ons kom koffie drink. En dan Vrydag is daar 'n werkbedag. Die manne kom die normale tyd, 6:45, dan sal ons dit so inrig. Ek sien Jakob steek op jou hand as jy hier is. Maar ons sal dit met hom reël vir 6:45 die oggend. Dan kom die manne by mekaar. As jy nooit na die Peteer toe kom asseblief Vrydag. Daar is 'n werkbedag vir manne. En dan 12 uur die oggend, of dan amper middagete, hou ons dan 'n werkbedag vir vroue. Party mense het gevra, hoekom nie 1 uur nie? Dan maak die skole toe en met die ouers hulle kinders vir die skool gaan haal en uitkry. En daarom moet ons dit vervroeg na 12 uur, daar sy. Goed, dan die bedagtes vir mans en vroue Vrydag, nee. En dan die 11de het ons uurbyeenkoms, soos ons altyd elke maand het. En dan is ons by Sondag die 15de en klein kyksel die 17de, Kalahari die 19de en Bybelstudie op Kroonster die 24ste en dan soek jy maar jou vleis en produkte. Ons moet dit asseblief 'n knoop in jou oor maak vir die 28ste. Julle het gesien dat die barmhartigheid soek dan toiletware hierdie maand. Dan ons het 'n kerkraadsvergadering gehad, as baie besluite geneem en ek dink die grootste ding wat ons nou gedoen het is hoe ons die strategie gaan voorkant toe vat. As baie mense wat mamma sê die kerkraad doen niks, nou gaan julle ordes op sê die kerkraad gaan almal verdeel in die kerkraad en hulle gaan vir julle kom besoek in die werksteek. Okay. Alright, so jy kan in die volgende maand kan jy 'n besoek van die kerkraad ontvang. Wees geseën as hy nie by jou uitkom nie. Ons gaan vir jou die werksteek. Goed. Dan wat het ek vergeet? Is dit omtrent die omtrent dit. Goed, voordat ons begin, Selina, wat sing ons? Goeiemôre julle. Hallo julle. Voor ek sê wat sing ons, wil ek asseblief vra vir die Kirimark. Ek is nie skaam om te vra nie, asseblief. Ons gaan weer daai allerlei tafel hê met die wit olifante en die boeke en al die goeders en koekies en beskuit. Julle weet mos wat is altyd by die Kirimark. Of net wat jy wil gee. As jy iets vreemds by ons aanbring, dan sal ons 'n tafel kry waarop ons dit sit. So asseblief, ons wil vra, want Steon Louvloed bestaan uit die gemeenskap. En baie dankie vir wat almal alreeds doen. Maar asseblief ons wil graag 'n Kirimark hê met vol tafels. Anders gaan dit nou nie mooi uit nie.
So, baie dankie. Ek wil net sê, ons gaan vanoggend begin. Julle sal uit jou Dirk se foto agterkom, hoekom het ek hierdie kies. Skep in my ook 'n rein hart, o Heer. Ek sal lewe met U, vroeg in die môre, laat in die nag. Ons ken dit baie goed. En dan soms wil ek net jubel in refreine wat U verstaan. Want hoe kan ek in woorde U verheerlik vir my bestaan? Die Here sê ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Maar as ons onsself nie kan lief hê nie, hoe wil ons dan? So kom ons sing ook 'n jubellied tot eer van die Here vir onsself. En dan kan jy gaan sit, dan sing ons die 3 verse van soos 'n wildsbok wat smag na water. Ek wil ons moet regtig hierdie as 'n gebed vir die Here sing vanoggend. Heer my rots, net op U vertrou ek en ek volg U elke dag. Hoop op God, in Hom is ek rustig, deur sy Gees wat my bewaar. En dan ons slotlied, dis die enige wat ons lied nou, wat julle saam met ons gesing het, when the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. So, kom ons sing heerlik saam volgende. Baie dankie Serena, ek wil net voordat ek begin om verskoning vra, ons sukkel met ons klank in die moederskamer, so kom ons los die agterbanke net vir mense wat dalk in die moederskamer wil sit en uitbeweeg met 'n baba wat gevoed of versorg moet word, dat ons op die oomblik ons werk daaraan met die klank in die moederskamer, hoor. Goed, kom ons begin met ons fotum. Ons tema vir hierdie dag en vir die maand is bekering. En ons gaan kyk na almal moet bekeer. Nou, Psalm 51, jy met 51 lees, jammer, ek het 'n tikfout daar gemaak, is David was al die jare my hero. Seker omdat hy 'n sterk man was, lief vir musiek, psalms geskryf, bietjie so 'n bietjie emosioneel ook aan die een kant en die ander kant baie foute gemaak. En dan is dit nogal teleurstellend as jy 'n geestelike hero het en hy val dwars deur die vloer, jy weet, hy stel almal teleur. Hy maak gebabes opgewonde, want dat hulle weer vir die volgende maand of jaar iets om oor te skinder, oor hoe hy geval het. En dan daai teleurstelling, en dan skryf hy Psalm 51, hoe hy opgestaan het uit hierdie geweldige geval. Net soos ons verlede maand gekyk het oor geloof wat moeilik is, wat gebeur as Samson teleurstel en totaal val en so meer. Kom ons kyk na ons fotum. Skep vir my 'n rein hart, o God. Jy gaan sukkel dit om alleen te doen. Die Here moet jou hart genees. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees, dat God se gees in my sal inkom om dit nuut te maak. En maak my standvastig, sodat ons nie 'n op en af Christelike lewe sal hê nie. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. En dit is die reis wat ons in Maart maand gaan doen en ons begin vandag daarmee. En op hierdie punt groet ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat vir jou 'n rein hart, 'n nuwe gees en 'n standvastige lewe gee. Amen. Soos ek na U soek, op my knieë
wil ek net hier wil in 'n vrede wat U verstaan. Want hoe kan ek in woorde U verheerlik vir my bestaan? Soms kom daar 'n stilte oor my lewe as ek kniel, maar soms breek dit uit 'n lofsang en dit vul my moedelose siel. Halleluja, 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 o my Heer. Halleluja, halleluja, sing ek dit weer en weer. Halleluja, 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 o my Heer. Halleluja, halleluja, sing ek dit weer en weer. Sing ek dit weer en weer.
Die Here Jesus het gesê, my huis moet 'n huis van gebed wees. Ons gaan vanoggend 3 gebede doen, elkeen in stil gebed. Die eerste gebed is, kom ons bid daarvoor. Ek weet nie waar, of jy op 'n goeie plek, of 'n neutrale plek, of 'n slegte plek in jou lewe is nie. Maar kom ons bid vandag vir jouself. Skep vir my 'n rein hart, o God. Kom ons word stil, en kom ons sit net voor die Here, die drie-enige God, Vader wat jou geskep het, Christus wat jou rein maak, die Heilige Gees wat jou lei in geloofsekerheid. Skep vir my 'n rein hart, o God. Ons tweede gebed is wat Dawid ook gebid het, vernuwe my gees. Ek het al in die verlede gepraat van God se gees in my gees. Dit maak dit nuut. Kom ons bid dat God sy gees in my gees sal vul, sodat ek 'n nuwe gees kan hê. Ons derde gebed maak my standvastig. Die Bybel praat van 'n op en af geestelike lewe. Dan voel jy bid in die dak vas, dan voel jy voel in 'n gat, en dan is jy daar bo en dan is jy weer hier onder. Dat die Here dit rustig in jou sal maak en dat jy nie op en af sal dobber soos 'n bootjie wat oorgegee is aan die branders in die see nie, maar dat ek geanker sal wees in die Here. Onse Vader wat in die hemel is, U is die skepper en die onderhouer van elkeen van ons. Skep vir ons 'n rein hart, o God, deur die bloed van Jesus Christus, wat ons rein maak. Vul ons met U goddelike Heilige Gees, sodat God in ons kan wees, o Here. En maak ons standvastig in U woord, sodat wanneer die oorloë kom en al die ellendes en die rampe en die siektes en die aanvalle van boosheid, dat ons in U standvastig kan lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Waar is ons kinders? Ek sien 'n klompie. As hulle skaam is, kan die ouers saamkom en sommer hier kom sit.
Wat het jy daar raak jy heel afhandig. Hallo. Hallo. Dis lekker om julle te sien. Joch, hier is vanoggend 'n leerskare. Miskien met julle dit as daar, maar Aluska, as daar nie genoeg is, met julle dit opbreek in 'n bak gooi, dat elkeen 'n hand gryp. Gaan sit daarso. Ek wil gou vir julle iets wys. Voordat ons begin, Junior, kom gou vorentoe. Kom gou vorentoe. Tannie Aluska verjaar, kom hang dit daar om haar dinge. Sy verjaar môre. Kom ons sing papa. Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Is jy skaam of kan jy vir haar drukkie? Namens ons. Ja, sy verjaar nie vandag nie, maar môre. Right. Ek wil vanoggend gaan baie kort praat. Ek wil vanoggend 'n ding vir julle vertel. Hierdie bekertjie se naam is ek. Dis jy, né? Ek en jy. Dis ons. OK. En hierdie bekertjie se naam is Jesus. OK. Nou die probleem is dat soms het ons foute in ons lewens, in sondes. En dit maak ons so 'n klein bietjie stikkend. En wat dan gebeur is mamma en pappa lees vir jou Bybel en vertel jou Bybelstories en dan gebeur dit, né? Nou gee hulle vir jou, verstaan jy? En dan gaan jy sonneskool toe en dan leer hulle vir jou nog van die Bybel, né? En dan gaan jy kerk toe en dan leer jy nog van die Bybel. Maar hoekom word die bekertjie nie vol nie? Daar's 'n gat in, ja. Nou hoe kry ons die gat toe? Ons vat vir liewe Jesus en ons bedek ons. En dan leer ons al hoe meer van Jesus en dit hou binne in ons. En daarom is bekering nodig. As jy nie vir Jesus het nie, dan lek al die goed uit. Jy kan maar Bybel lees en jy kan bid en jy kan kerk toe gaan en jy kan alles doen, maar dit lek uit en dit loop uit, né? Vir die groot mense ook. Maar die oomblik as jy die Bybel praat van beklee, as jy die klere aantrek van Jesus, né? Dan lek jy nie. Is dit reg? OK. Julle gaan meer daarvan leer in die kleuterkerk. OK, hierso is dit, jy moet net dit saamvat, want dit gaan partykeer af. OK. Baie dankie, julle kan kleuterkerk toe gaan. Kom ons maak ons Bybels oop by 2 Petrus hoofstuk 3. Jy kan sommer so maak. Nou verstaan ons hoekom baie mense kerk toe gaan, sonneskool toe gaan, dinge met die Here doen, maar dan lek ons uit. Dit loop uit, want daar kom iets kort. Ons moet bedek word met die Here Jesus. Kom ons maak ons Bybels oop by 2 Petrus hoofstuk 3. Kom ek lees vir julle die eerste 9 verse. 2 Petrus hoofstuk 3, verse 1 tot 9. Ons sou kon langer wees, maar kom ons anders is dit weer te veel. Die wederkoms van die Here en die oordeelsdag. Is ek gereed om dood te gaan? Ek het gister 'n man begrawe van 56 jaar oud. Ons het vanoggend gehoor van iemand wat in sy 30's is, wat reeds hartsprobleme het. So die dood vra nie 'n ouderdom nie. Selfs kinders kan doodgaan. Kom ons lees 2 Petrus hoofstuk 3 vanaf vers 1. Geliefdes, dit is al die tweede brief wat ek aan julle skrywe, want daar's 'n dringendheid.
In albei het ek geprobeer om julle weer helder te laat dink, deur julle te herinner aan. Baie interessant, mens moet eintlik Bybelstudie daaroor doen, dat julle moet helder dink, moenie dat jou gedagtes dof raak nie, en dit is so belangrik dat 'n mens herinner word aan die woorde wat vroeër deur die heilige profete verkondig is. Die godsdiens kom nie van gister af nie. Hy kom al 'n lang pad. As ook aan die gebod van die Here en die Verlosser wat deur julle apostels aan julle oorgedra is. Hy kom uit die Ou Testament, kom uit die Nuwe Testament uit. Vers 3. Veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Baie selfsugtig. En dit ervaar ons in die moderne tyd geweldig. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is al dood en tog bly alles nog net soos dit was, van die begin van die skepping af. Nou as Petrus dit geskryf het, hoeveel te meer moet ons dit dan sê? Vers 5. Hiermee vergeet hulle moedswillig, is 'n ander woord daai, dat daar lank gelede hemel en aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes, vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie, en dis ons teks, né? Kom ons wys hom daarna, kan jy saam met my lees. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so, nee, hy's geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Dit is 'n lang sin, kom ons lees hom weer. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so, nee, hy's geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Kom ons gaan kyk na Petrus. Daar's so 'n paar suur teoloë wat reken dat die tweede brief van Petrus 'n baie swak Grieks is en dat dit nie Petrus is wat dit geskryf het nie. Maar die antwoord kry ons in die eerste brief wat Petrus geskryf het. Hy het vir Silvanus gevra, ene Silvanus, om die brief vir hom te noteer, om dit neer te skryf, want Silvanus was besig beter met die skryf, beter Grieks en bietjie meer geleerd, né? So in die eerste brief het Petrus hulp gekry om iemand, jy skryf 'n brief en dan gaan gee jy vir iemand en sê, weet jy, jou taal en jou skryfvermoë is beter, skryf hom nou vir my in ordentlike amptstaal, vir alles jy vir Home Affairs of vir 'n kerk of vir 'n hoë instansie 'n brief skryf, né? Maar Petrus was maar 'n visserman wat die Here langs die seeloop optel het. Hy is nie so goed met die skrywery nie, maar nou in die tweede brief skryf hy dit self. Miskien is dit nie so netjiese Grieks nie. Want onthou, Grieks is om soos in Engels te skryf. Dis 'n lollery, né? Maar hy skryf dit uit die hart uit. En hy skryf dit uit sy lewenservaring uit. Okay. Nou lees ons die brief van Petrus en dan vra ons vir onsself aan, who is talking? Wonder ons.
Want hy is nou die laaste ou wat 'n goeie voorbeeld kon stel as ons 'n studie gaan maak van sy lewe op die aarde. Daar is maar baie vrae in jou hart oor wat se tipe apostel hy nou kan wees. Want van die begin af was Petrus baie spesiaal. Hy is die eerste visserman wat geroep is. Hy het ook later die paus geword van die kerk, regtig. Kon hulle nie 'n beter ou gekry het nie. Matteus 16 het die Here Jesus by geleentheid gesê, dis wat die mense van my sê, wat dink julle is ek? En dan gee Petrus verbasend 'n verskriklike teologiese diep antwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan sê die Here Jesus, fantasties Petrus, jy's die rots waarop ek my kerk bou. Jy is die rots van Gobabes gemeente. En dan wat maak Petrus? Dan kry hy 'n houding. Dis baie keer wat baie gebeur as iemand nou iemand prys. Dan vat hy dit kop toe. Jy kry ons het 'n mevrou Suid-Afrika gehad wat toe 'n mevrou wêreld geword het en een van die families het iets gaan bywoon en toe vra ek nou hoe is sy? Toe sê die vrou sy weet sy's mooi. Jy die gesindheid daarvan. En net so Petrus toe nou 'n rots geword. Ek is die man. En daarom het hy begin om vir Jesus voor te skryf hoe hy dit moet doen en wat hy nie moet doen nie en al dit, want hy het dit kop toe gevat. En dan begin Petrus op en af. Dan loop hy op die water, dan sink hy onder die branders. En dan staan hy in die Here se pad dat die Here Jesus op 'n stadium moet sê, wyk Satan. En dan aan die einde van die dag verraai hy vir Jesus. Is nie baie te sê oor die paus nie. Maar as Jesus uit die graf uit opstaan, na hardloop Petrus soos 'n afkop hoender, want hy glo dit nie, hy weet nie hoe hy dit het nie, hy weet nie hoe wat om met Jesus te maak wat opgestaan het nie. En nou is dit die einste Petrus wat uit ervaring met ons kom praat en hy skryf vir ons 'n brief. En as jy hierdie brief lees, dan kom jy agter, maar dis 'n totale ander mens. 'n Mens met 'n totale ander gesindheid. Dis 'n mens wat alles behalwe aan homself dink. Hy noem homself 'n mede-ouderling. En dan praat Petrus met kerkmense. Hy praat nie met die heidene nie. Hy is nie soos Paulus wat skryf wie ook al nie. Hy praat met gelowiges. En met godsdienstige mense, en wat sê hy vir hulle? Julle moet julle bekeer. Jare gelede het 'n dominee wat hoog op in die kerk was, eendag my aangevat en gesê, jy moet tog nie met die kerkmense praat asof hulle spul heidene is nie. Hulle is gedoopte verbondskinders. Sê hulle gedra hulle nie so. Ons lyk nie so. Petrus is besig om te skryf vir kerkmense, vir godsdienstige mense en sê, julle moet julle bekeer. Hoekom? En dan vat hy hom ver. Hy sê, hier in die Ou Testament het die profete al gepraat en verkondig dat Jesus gaan kom en dat mense hulle lewe in die orde van God moet stel. En toe na die Nuwe Testament toe die apostels gekom, waarvan Petrus ook een is, en hulle het dit wat Jesus kom doen het as Immanuel, God met ons, as ons verlosser, as ons redder, het hulle oorgedra aan die mense. Petrus vertel ook dat Paulus netjiese briewe geskryf het. Ja, hy sê, hy erken, dis 'n netjiese Grieks, en hy het netjiese teologie geskryf, veral Romeine, want die NG Kerk hou baie van Romeine. En dan erken hy, ja, dit is so 'n bietjie moeilik om te verstaan, maar hy het dit geskryf vir die mense. En weet julle hoe dringend is dit? Hy skryf hier, dis nou my
tweede brief wat ek vir julle skryf, want ek wil julle herinner, dit is so belangrik. Hoekom? Want ons lewe in die laaste dae. En in die laaste dae sal mense die spot dryf met godsdienst. Hulle sal sê, ag man, dis stories wat al oor die jare kom, en Jesus het dan nog nie gekom nie. Hoe die ou seentjie gesê eendag, toe sy ma gesê het, gaan was jou hande, ons gaan nou eet, toe sê my sy hande is skoon. Sê sy, daar skieme op, sê al wat die mense in hierdie huis hoor is skieme, Jesus, ek nog nie een van die twee gesien nie. So baie mense voel so, ek nog niks gesien. So, waarvan praat julle? Dan staan daar ook in die tweede plek dat in die laaste dae sal mense kom en al wat hulle wil doen is selfsugtig hulle eie begeertes. Ons doen waarvan ons hou. Ons gaan kerk toe wanneer ons wil. Ons gee wanneer ons wil. Ons gaan en gee om vir mense soos dit ons pas. Ons wil ons werk doen soos dit ons pas. Ek raak altyd kwaad en dan beklei ek met die Zaan asof dit daar skuld is as ek sê, hoekom is hierdie mense se werksure wat hulle pas en nie die kliënte nie? Is dit nie so? Hulle maak sommer die deure toe, want hulle het nou stoktyd of hulle het nou dit of hulle dat. En dan 'n verskriklike woord wat Petrus sê. Mense vergeet moedswillig. Hulle wil vergeet. Iemand het gesê, daar's niemand so blind soos iemand wat nie wil sien nie. Hulle vergeet dat God die wêreld uit water gemaak het. Julle moes die kinders se gesigte gesien het Vrydag. Toe die kategese, ek gee belydennisklas, en is in die klaskamer, nou maar jy weet, is nou hierdie tieners wat hulle sit ure voor die spieël om daai hare word nou gedaai en gekrul en mooi geblink gemaak en hulle trek mooi aan want die liggaam is nou baie belangrik want is nou in hulle tienerstadium en toe sê ek, iemand het geskryf dat ons liggaam bestaan uit hoeveel water? Is dit 70%, 80% water, nee. Hoeveel liter water? Waar is die bioloog? Uit hoeveel water bestaan ons? 6 liter. 78. As kies? 78. 78. OK, goed. Liter water is 6 liter. Maak dit 6 liter. Hoeveel kos 6 liter water as jy dit by die koffie gaan koop? Hoeveel kos 'n liter water? Sê gou, wie's in die winkel? 20 rand. 20 maal 6, né? Dis hoeveel werd jy is. Jou lyf. Sien baie nie. Jy moet daai kinders se gesigte sien. Dis hoeveel werd jy is. 6 liter water. Jy kos, jou lyf is net soveel werd soos 6 liter water. Al kom so 'n bietjie sout en magnesium by. Maar jy gaan nie meer as 200 of 300 rand vir iemand te koop kry. Sien nie baie van jou selfbeeld nie, né? Ons is van water gemaak, met water van die sonvloed is mense vernietig. Is die wêreld vergaan. Maar wat het hulle gemaak toe Noag 'n ark gebou het? Hulle het vir hom gelag. Hulle het die spot met hom gedryf. Wat het hulle met Samson gemaak, die groot sterke rigter? Hulle het met hom die oë uitgesteek en hy word 'n sirkusman wat mense moet vermaak. Ek was geskok in, wanneer was dit, 1981, het Lynsburg verspoel. Alles het weggespoel. En hulle het Lynsburg weer opgebou, van onder af. En waar bou hulle die huise? In die rivier. Hoe? Jammer is mooi hier, tot die rivier weer afkom. COVID, haal ek 'n diep asem? Hoeveel asem het jy nou al geasem?
moetswillig vergeet. En daarom vergeet ons ook die veroordeling en die verdelging waarvan die Bybel praat deur vuur. Ons teken net prentjies van 'n duiwel met 'n vurk wat die mense so braai, al twee kante. Kobabes kan goed braai, so hulle weet hoe maak die duiwel in die hel. Nou kom ons by ons teks. Die teks sê, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Ons is gewoond dat mense hou nie hulle woord nie. Mense jok, mense lieg. En daarom dink mense ook, ag, daar sal niks van kom nie. Ons is so al gewoond, boere is moedeloos, mense slag hulle goed en breek in, en dan word die saak by die polisie aangegee, en dit versand, en daar kom niks van nie. Daar is al lelike goed oor die gereg gesê, en gesê, daar sal niks van kom nie. Baie mense sê, ag, kom ons sê niks, daar is daar niks. Dis die gevaar van ontkenning. Ek sukkel nog om deur 'n boekie te kom, wat 'n Franse filosoof geskryf het in 1947, ek vertel dit by die Beck and Clow, dat hy kom in dese Franse dokter, Dr. Reu, en Dr. Reu stap uit sy spreekkamer na die hospitaal toe, en dan lê daar 'n dooie rot in die gang, en dan sê hy, wat soek die dooie rot? En dan skop hy hom weg, en dan is dit die begin van 'n plaag wat die hele stad verwoes. In die begin moenie vir mense sê nie, want dit gaan net paniek saai. Kom ons sê niks, ons sien niks, ons maak of ons nie weet nie. Moenie blasey raak oor dooie rotte in 'n hospitaal. Moenie blasey raak oor rampe en teenspoed wat gom nie. Moenie wag totdat die ark begin dryf of siektes en peste oorvat voor ons oë oopmaak nie. Moenie wag tot op die sterfbed en dan die dominee laat kom nie. Ek het gister 'n man begrawe, 56 jaar oud. Hy het verlede jaar nog 'n voerkraal gebou wat 1000 beeste kan hou. Dis weg. Staan daar by die graf tussen die gras in windhoek van 'n verwaarloosde grafplaas. Hy's so vol, hulle moes nou al die graf binne in 'n pad maak om sy liggaam te bære. Kom, weg. Nee, sê die Bybel. Hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Die Here God gee elke oggend wat jy opstaan vir jou nog een goeie dag se kans in die lewe. Ek is in die gevangenis en die laaste ou wat opgehang is 'n mannetjie met die naam van, ons het hom genoem Jakkalsrood, hy het homself Jakkalsrood genoem, sy naam was eintlik Jakob of Jakobus, het sy ma hom genoem. Hy het sy meisie se keel afgesny, sommer omdat hy hom vererg het, daar by die tafeltjies en stoeltjies. Hy sit en wag vir sy doodstraf. Hy is hier in die begin in Maart gestraf en hy is hier teen Oktober, November opgehang. En ons sit daar in die dodeselle en ek vra hom uit. Hy kom uit 'n haglike situasie uit, sy lewe was haglik. En dan sê hy, as dit nie vir die doodstraf was nie, was ek hel toe. Ek het al 3 keer met my motorfiets geval. En 3 keer het die ICU uit 'n geleerde kans gehad. 'n tweede kans, 'n derde kans. En die doodstraf om my lewe reg te kry. Hoeveel moet die Here nog doen om my siel
te red in 'n dodesel en in 'n doodstraf. Hy's geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat julle moet verlore gaan nie. Moenie blasé wees oor die tyd wat die Here nog vir ons gee nie, laat ons die tyd uitkoop. Selfs hierdie Petrus wat geskryf het sy godsdiens gemeng met politiek en met die Here, ek wil amper sê balletjies gerol, dan dit, dan dit, dan dat, dan dat, tot hy hom uiteindelik verraai het, en tot hy uiteindelik by 'n leë graf uitgekom het, waar sy hele totale lewe verander het. Want alles wat die Here Jesus in sy lewe gedoen het, het by 'n gat uitgeloop en uitgeloop en uitgeloop. Hy het met Jesus rondgestap, maar hier binne is dit leeg, want dit loop uit. Want hy het nog nie bekleë met die Here Jesus nie. Paulus was 'n dominee. Paulus was 'n fariseer wat die roeping gehad het om vir God te gaan werk tussen sy mense. Hy het gaan swat en hy daar gekom, maar hy het mense doodgemaak wat Jesus aangehang het, met klippe doodgegooi. Ek self was daar. Toe ek klaar skool gegaan het, is ek universiteit toe, dan swat jy jou Hebreëus en jy swat jou Grieks, swat jou sielkunde, jy swat al hierdie goed, en toe ek in kweekskool inkom, nou moet jy kwalifiseer om in kweekskool in te kom. Wat is die kwalifikasie? Die kwalifikasie is, het jy matriek deurgekom? Ek het amper gesê, nee, sommer verleesdorp deur. Dis al wat hulle my gevra. Waar is jou matrieksertifikaat? Waar is jou BA-sertifikaat? Niemand het vir my gevra of ek by die Here uitgekom het nie. Niemand. Ek is deur die teologie, daar het professore pastorale goeders met ons gedoen, en almal het gevra vir koukeies en hoekom ek nog nie getroud is nie. Is daar fout met my? Maar niemand het gevra of ek by die Here uitgekom het nie. Ek het 'n meestersgraad gaan loop, honneurs meestersgraad gaan loop in die teologie. Ek is getroud uiteindelik, maar was toe nie fout met my nie, en ek is toe uiteindelik getroud, en ek word georden as 'n dominee in die kerk. En dan op 'n huweliksverryking naweek, ek sê daar's niks fout nie, ons honeymoon nog, toe sê die dominee, jy moet kom, ons moet jou meer leer, en dan op 'n huweliksverrykingskamp, vra iemand net so te loops, want hoe gaan jy as jy doodgaan? En ek weet nie, ek is dominee, ek weet nie, het ek as 'n dominee geloofsekerheid gekry. Nou skryf Petrus vir Dirk, vir die dominee, vir die ouderling, vir die kerkraad en vir die kerkmense, almal moet bekeer. Kom ons kyk daarna. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Loop jou godsdiens uit? Of het jy jou al bekleë met die Here Jesus Christus, sodat jy nie leegloop van jou godsdiens en teologie en Bybelkennis nie? Die Here God klop vanoggend op die 1 Maart in 2026 aan jou deur. Wie wat gaan jy sê? Ek werk nog daaraan. Ons is nog besig. Ons werk nog daaraan. Tyd loop uit. Jy hoef nie daaraan te werk nie, die Here sal jou werk. Ek wil nog kyk of ek met daktyp die gaatjie kan toeplak. Hy gaan lek. Maar kom die Here Jesus, hy wat my oopmaak, vir my oopmaak en ek inkom, sal ek 'n feesmaal hou. My vraag vanoggend is jy daar?
weet jy, dat as ons jou Saterdag begrawe, of 'n roudiens hou, of jy weet waarheen jy gaan, dat jy weet, die Here wil hê, dat niemand moet verlore gaan. Kom ons bid. Nou bid ons Here, ons kom bid, vir onsself. Vanoggend kom bid ons nie vir die mense buite die kerk nie, maar vir ons binne in die kerk. Of ek 'n dominee is, kerkraadslid is, lidmate is of nie. Ons kom bid, Here, dat dit U wil is dat ons almal sal bekeer, dat ons almal bedek sal word met Jesus Christus. Dat U ons Abba Vader so lief is vir ons, dat hy nie wil hê dat ons moet leegloop nie. Ons kom pleit by U vir elke siel vanoggend. Amen. U kry die geleentheid om die Here te dien met die liefdegawe. Onse Vader wat in die hemel is, dankie. Dankie vir gisteraand se reën. Dankie vir die groen gras en die absolute seën wat ons beleef as ons kyk hoe ons 2-3 jaar gelede gelyk het. Here, is 'n tuin van Eden. Dankie dat ons kan gee. Ons kom bid dat U die koninkryk van God sal bou hier op Gobabis. Amen. Kom ons sluit af met 'n baie gepaste lied. When the roll is called up yonder, where are you? Kom ons staan. Dis dit Jiwel en Jaygie nie? Asbies? Dis dit Jiwel en Jaygie. Dis 'n geloofsekerheidslied. When the sake of earth shall gather
and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is full of yonder, are we there? When the roll is full of yonder, 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 are we there? Let us labor for the Master from the dawn to setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is full of yonder, are we there? When the roll is full of yonder, 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 are we there? When the roll is full of yonder, are we there? Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met jou, omdat hy nie wil hê dat jy met verlore gaan nie. Maar hy wil hê dat jy jou tot hom bekeer. En daarin sal die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees jou hart rein maak, jou gees vervul en vir jou 'n standvastige lewe in die Here gee. Amen. Baie dankie. Pieter is daar teen. Kom ons gaan kuier. Ek ry Kroonstad toe. Souterd. Hoor daar Souterd. Baie dankie. Is daar net 2. Jy moet nie baie pad nie, hoor. OK. 'n baie mooi week vir almal. Baie dankie.